Julle kan maar lekker sit. Nou kom die lang gedeelte. Groot gedeelte. Nou is so groot stilte. Het julle lekker gesit? Awesome, nee. Ons het rarig iets om vir dankbaar te wees, elke liewe dag. Hasai, jy moet nou net, jy weet nou wat. Hasai, die mens kan nie, maar God kan. Amen. Volgende gaan ek met julle deel oor wat in die Coetzee gesin aangegaan het die afgelope 10 jaar. En ja, ons bedien al soveel jaar saam, ons en die 2 kinders. As 'n mens in Pretoria Noord kom, dan sê die mense, "Hi Tannie Martie, hallo. En ons het al so baie dinge in mense se lewens gedoen. En alle eer is aan die Here, nie aan ons wat ons gedoen het nie, maar waar ons regtig waar alles gegee het. Ons het toe JP 2 jaar oud was ons so vinnig met 'n vakansie Klein Kariba toe gewees. En dis ons laaste vakansie gewees. Ons het toe nog nooit weer 'n vakansie gehad nie. Ja, Martie gaan elke nou en dan na haar familie toe, dan is dit vir my ons ry vinnig op 'n Saterdag, dan gaan ons gou na die familie toe, dan gaan kuier ons gou en dan is dit weer terug, ja, want Sondag is dit kerk en so het ons hele lewe gewy aan die Here. Ons het 'n besluit gemaak die dag toe ek baie siek geword het en dinge het baie moeilik met ons gegaan, het ek vir die Here gesê, Here, as ek gesond word, sal ek my alles gee om die evangelie te verkondig, want ek is in dankbaarheid vir my genesing. En ons het harde klippe gekou, daar's dinge wat op ons pad gekom het, wat nie vir ons maklik was nie, wat ons tot in die grond ingeslaan het. Dat daar's dinge, beloftes wat gemaak is, wat nie nagekom het nie, maar ons het bly staan, kom wat wil. En gisterand toe ek nou so die woord voorberei en ek tog, dis nou moeilik om my getuienis te gee, want mense gaan nou dink, okay, dit is nou net weer nog een van daai. En daar word baie keer vir my gesê, jy mors jou tyd met kerk. Ek mors my tyd. Want jy kan nie die lewe geniet nie, want alles gaan altyd om die kerk. En nou die laaste ruk sê my sussie, maak toe die kerk man vir een Sondag, die mense sal dit nie agterkom nie. Tog ek jy weet nie waarvan jy praat nie man. Daar's baie dinge wat gedoen moet word. Ons weet nie wie kom kerk toe nie. Ons kan nie laat mense by die hek kom en nie, daar's nie kerk nie. Wat is dit? Soos Dirk sê, dit is nie hoe het jy dit gestel, Dirk? Dis oneties. As jy nie by die kerk opdaag nie. So hy druk 'n mens en ek wou nie regtig in 'n kerk betrokke gewees het nie. Hierdie sou nooit 'n kerk gewees het nie. Dit sou net 'n Love Upon Grace gewees het wat kampe doen. Maar middag waar ons was daar geleentheid om kerk te hê en die mense het opgedaag en hierdie kerk was al chock-en-blok gepak, stoele was te min en dan verdwyn die mense net, maar dit gaan nie net oor die mense verdwyn omdat daar fout is nie. Die mense trek weg. Hulle is net 'n rukkie in ons area en dan beweeg hulle uit en dan kan hulle nie weer by die kerk uitkom nie. Want toe ek so deur die gemeentelys laasweek gaan, toe sien ek baie mense is al uit die area uit. En daar het baie dinge gebeur met baie mense en ons het ons alles gegee om mense te help. En ons is baie misbruik. Baie keer gevoel, ek gee my laaste vir mense. Dan kom ek 3 maande later daar, dan is die goed wat ons gesaai het weg. Dis verkoop, dis verpand. Baie dinge. So ek sien dit as mense wat jou misbruik. Amen. As die skoen hulle pas, as die skoen pas, trek hom aan. Ek gaan vandag ook kaarte speel. En dit is hoe dit gegaan het die afgelope paar jaar. As daar nie geld is vir petrol nie, dan vat ons kosgeld.
om petrol in die bakkie te gooi om die mense by die kerk te kry. En een van die pastore het vir my gesê, Martie, hoekom ry julle die mense aan kerk toe? Hulle moet self by die kerk kom. Sê ek, jong, in ons area werk dinge bietjie anderste as in die dorp, as in die stad. Hoe gaan ek dit sê? Ek sien, ons is 'n plaaslewe. So ons het dit heeltemal anderste. Van ons mense kom regtig net uit op 'n Sondag as dit 'n geleentheid is kerk toe. Hulle het geen ander manier om hier uit te kom nie. Daar is nie 'n ander manier nie. En dan gooi mense petrol in en dan ry net een persoon aan of twee persone aan en dis baie geld wat ons insit. En ja, ons kry dan daai smeek vir mense, help ons asseblief, ons het dit nodig, ons het dit nodig, ons het dat nodig. En dan gee die mense donasies, maar hulle verwag goed terug. As jy ietsie gee, moet niks terug verwag nie. Want op die regte tyd sal jy geseën word vir dit wat jy doen. As ons vat, ons het ons karre, ons bakkie, alles gegee vir die bediening. Daai bakkie wat daar buite staan word nie gebruik vir privaat gebruik nie. Dit word slegs vir die kerk gebruik. En ek het Dirk gister gevra, hoeveel kilo staan die bakkie nou al? En hy het vir my gesê, ek sê, joh, dan hierdie kerk al baie kilo's daarop gesit, want daai bakkie kan nie gebruik word om gou dorp toe te gaan nie. Ons gebruik die kar daarvoor. Dit is baie goedkoper, dit is baie makliker. En ja, so het ons al ons voertuie opgery, soos in opgery. En alle persoonlike gelde wat ons ontvang, gee ons vir mense om hulle te help. Alles. Ek vra gisterand vir Sipho, in ons huis, dink jy ons het 'n lekker lewe? As jy nie, dan het jy suiker nie. Dan het hulle nie dit nie. Ek sê ja, want as iemand sê hulle kort suiker, dan gee ek my suiker vir hulle. Hoe stupid kan jy wees? Jy gee dit wat jy het, gee weg. Of die kinders misbruik dit. Soos wat hulle dit misbruik mense ons ook maar ja, as mense vir ons skenk, het ons voorwaardes daarvoor. Dit is nou, wat is die voorwaardes? Ons moet foto's van die mense neem, sodat hulle kan gaan uitgaan en gaan sê, kyk, wat doen ek met dit wat ek vir julle gee. Dan gebruik hulle ons mense se gesigte, ons mense se foto's, om hulle bediening net goed te laat lyk. Ekskuus. Ek weet, dit is nie mooi om dit te sê nie, maar dit is wat werklik aan die gang is. En as ons nie na hulle pype dans nie, dan maak ons al gee hulle net nie weer vir ons 'n donasie nie. So, mense trap 'n mens leeg en dan los hulle jou net daar waar jy is. Ons vat toe die kerk en die tent verwoes is. Hier sit mense hierso wat ons gehelp het. Wat gesien het waardeur ons is. 'n dak is woep weg is die dak, daar lê die tent in stukke, kerk is in stukke, alles pas maar op 'n trailer na die tyd. Maar wat werklik gebeur is, ons het ons alles vir 'n bediening gegee. Vir Love Upon Grace, vir ander bedieninge, want ons glo, dit gaan nie net oor een gemeente, dit gaan oor almal saam, met in 'n span werk. Dit gaan nie net oor een nie. Maar op die ou end is ons gelos, en waar het en weggewaai is, het ons soveel ingesit in mense. En terwyl ons goedjies oppak, staan hulle arms gevou en kyk hoe doen ons dit. Praat ek die waarheid? Hulle sit met 'n gelag op hulle gesigte. Waar ons harte gegee het, ons het ons alles gegee, as ons ekstra broodjie het, dan gee ons, as ons suiker het, gee ons gee ons alles. Maar nog steeds bly ons getrou, ten spyte van alles, bly ons positief. En die vyand het gekom, hy het kom steel by ons. Hy het werklik kom steel. Hy het ons groot bedieningsvoertuig is gesteel. Almal vra my, wat het met die groot voertuig gebeur? Ek het hom uitgeleen, hy's gesteel. Het jy 'n versekering gehad? Ja, ons het. Hoekom het julle nie vir julle kombie gekoop daai tyd toe die geld uitbetaal het nie?
Jong, my man het sy werk verloor. Ek het nie inkomste gehad nie. Ons moes vir kinders kos gegee het. Dit was lockdown. Ek was hoeveel keer amper toegesluit as gevolg daarvan. En ons het daar, ja, hier sien hulle lag nou. Hulle weet, die polisie het my, ek was hoeveel keer amper wat ek toegesluit word as gevolg van voedsel wat ek rondgery het vir mense. Dat ons daai versekeringsgeld gevat het is om aan die lewe te bly, want Dirk kry nie weer werk nie, dis lockdown, ek kry nie eise nie, ek kan niks doen nie. En daai geld het ons gebruik om onsself aan die lewe te hou, as ook om die bediening aan die gang te hou en vir mense kos te gee. En ja, onsself het aan die lewe gebly daarmee, en dis hoekom ons nie daai geld kan wys nie. En as 'n mens jou werk verloor, dan dink mens altyd, hoe verloor hierdie ou sy werk? Wat het hy gedoen, is sy skuld? Hier sit hoeveel mense wat al afbetaal is, wat geretrench is, wat jy nie weet wat is die rede nie, maar jy moet maar net weer van vooraf begin. Het ons almal dit? Yes. Nou gaan ons sê, ja maar Martie, jy het jou eie besigheid. Ja, ek het my eie besigheid. Maar lockdown het hom ook maar bietjie laat seer kry. As gevolg van my wat siek was, moes ek 45% van my besigheid toemaak. Om 'n rede, ek nie meer al die staf het wat kan werk nie, want hulle het geloop met die helfte van my mense terwyl ek siek was. So daar het baie dinge gebeur. En mense dink net, iemand met 'n besigheid het baie geld, maar dit is nie altyd so nie. Die plek waar mense die seerste kry, hier sit pastore, is hier in 'n kerk. Jy kry baie seer in 'n kerk. Ek het laasweek, en die week voor dit, het ek eintlik die twee mense wat in my plek gestaan het, jammer gekry. Want as 'n mens hier voor staan, jy berei jou woord voor, jy doen alles, dan daag die mense net nie op 'n kerk nie. Of as hulle hoor, Pastoor Martie is hier nie, dan klim in hulle kar en hulle ry. Dink jy nie daai mense kry seer nie? Ons kry seer in bediening, mense. Ons kry seer, net soos wat julle seer kry ons seer. En dit is moeilik, ekskuus, ek moet dit noem vanoggend. Jy loop, selfs word jy sleg gesê. Jy word regtig in bediening sleg gesê. Want as iemand doodgaan, dan word dit gesê, jy het nie opgedag vir die gebed nie. Maar wat het van jou geword wat kan bid? Die mense word kwaad. Ek gaan deur 'n moeilike tyd, hoekom kom die pastoor nie uit by my in die hospitaal nie? Nou gaan ek julle mooi verduidelik. As jy gou van hier af Steve Biko toe moet gaan, is dit R150 se petrol. Jy moet nog koeldrank koop en alles vir daai persoon wat in die hospitaal lê, want mense daag nie op met leë hande nie. Nie waar nie? Of jy koop 'n bietjie appels, maar dit kos. As jy nie het nie, en jy het nie petrol nie, hoe kom jy by die hospitaal om hospitaalbesoek te doen? Dan kry ons dat mense te sterwe kom, want jy mag net besoektyd ingaan by die hospitaal, en dan kom hulle gaan dood 1 uur, en dan kan jy eers 2:30 ingaan, dan is hulle nie meer daar nie, dan neem hulle jou kwalijk, maar jy kan nie by die sekuriteit ingaan nie, dan kry jy al hierdie houe van almal af, en ek praat ook vandag met julle, en jy word regtig sleg gesê, en jy word tot op die grond plat geslaan. Ek gaan vir julle een ding vertel, ek het 'n houding, glo vir my, ek kan kwaad word. Ek kan kwaad word, ek word kwaad. En ek kan lelik kwaad word. Dis my slegte punt. En nou gaan julle maar geskok wees daaroor. Maar nou kom ek by 'n plek waar ek regtig opgesien het na iemand. Ek het regtig baie van die persoon gedink. En daai mans pastoor vloek my so, dat ek by 'n hek staan en hy sê ek is vol demone en vol dit en vol dat, en al wat ek wou gehad het, ek wil net hê die hek moet oopgaan, want ek is laat om die kinders te kry, en ek weet nie om die hek oop te kry nie, want dit is load shedding en die man vloek en skreeu op my. Ek kry so groot migraine dat ek nie eens kan gepraat het daarna nie, maar dit het my seer gemaak, maar tot vandag toe het ek daai persoon vergewe vir wat hy aan my gedoen het. En ek dra dit nie, anders het ek opgehou met bedien. En so kan ek vir julle dinge sê, sy woord het my gebreek, maar nogtans het ek nie gaan hê nie. Goed, pastore gaan julle seermaak, glo vir my, as alles in jou lewe verwoes is, dan gaan jy die bediening kwaadlik neem. En ons gaan nou mooi kom by 'n lekker gedeelte.
Ek is klaar met daai gedeel en ek is kwaad vir niemand nie. Hoor my mooi, ek is glad nie kwaad vir die mense van ons verlede nie. Ek het almal vergewe en vrygespreek. Anders het ek nie vandag hier gestaan nie. Want die vinnigste is, as jy bediening is en jy kry seer, dan beweeg jy sommer weg. Mense kry seer in kerke, glo vir my. Glo vir my. 'n Pastoor gaan jou teleurstel. Pastore stel teleur. Hulle stel jou teleur. Maar waarop moet jy fokus? Gaan jy fokus op die pastoor wat bedien? Hoekom vra mense altyd, wie bedien? Jy het gesien, die laaste tyd sit ek nie meer op wie bedien nie. Ek en Dirk was in 'n kerk gewees. Nou as ek gesien het, dis daai oom wat bedien, dan gaan ek nou nie kerk toe nie. Want hy praat so stadig, en hy praat so lank, en 'n mens voel of jy aan die slaap kan raak, en dis hoe hy preek. So dit was nie lekker om daar te wees nie. En die een oggend toe besluit ek nou, maar weet jy, ek gaan nie lelik wees nie. Ek gaan kerk, ek gaan daar sit en luister na hom. Die boodskap wat hy gegee het my verhouding tussen my en my ouers geherstel, as gevolg van die boodskap wat ek gehoor het. So 'n mens moenie sê daai een of daai een bedien, so ek gaan nou nie kerk toe nie. So het ons dan nou, ek en Dirk het woorde gehad. Ons is kwaad. Ek sê van, weet jy wat Dirk, ek is moeg vir alles. Want ons was, toe JB 2 jaar oud was, laas op 'n vakansie. My kinders word ouer, hulle is al tieners, maar hulle het nog nie eens die see gesien nie. En ek is kwaad. Ek is kwaad. Want ek gee alles en niks. Ek is kwaad. Ek is regtig kwaad. Want elke keer kom daar 'n ding op ons pad wat nie uitwerk nie. Ons het vir 'n lang ruk nie skoolfonds betaal nie. Ons moes aansoek gedoen het vir kwytskelding. En as 'n pastoor, ek het my eie besigheid. Maar as gevolg van lewenswyse, dinge wat in ons lewe gebeur het, kon ons nie die mas ophou nie. Want ons dink altyd aan die kerk, ons dink aan die gemeentelede, en so trek die Koetsee gesin die kortste en die heeltyd. En ek sê vir julle, ek het 'n paar maande, toe sê ek gaan opgee, ek gaan ophou, ek gaan nie verder bedien nie. En Pastor Martie het woord oor my gegee, Desember, 31ste Desember, en dan dink ek heeltyd aan die woord, en dink ek, ja maar, Here, het vir ons dit gewys. Nou gaan dit nog slegter as ooit van tevore. Omrede ek 'n Christen is, het ek 15 jaar gewerk op 'n plek. En omrede ek 'n Christen is, moet ek afbetaal word. So daar verloor ek tot R17.000 'n maand in my sak. R17.000. Weet julle hoe baie geld is dit? Ja. Dis baie geld. En as daai R17.000 nie meer daar is nie, en jy het vir die skool gesê, jy gaan skoolfonds betaal, en jy het nou nie meer R17.000 nie, hoe gaan jy daai skoolfonds betaal? Maar, die Here het 'n weg gemaak. Op een of ander manier kry ons dit reg. Want ons het nie meer gesê ons kan nie. Ons het gesê ons kan. En so kan ek vir julle baie dinge gee en sê. En die tipe finansies wat ons kry, is te min om die bediening aan die gang te hou. Ja. Kan jy hierdie plek kan jy nie aan die gang hou sonder finansies nie. Hier's wat betaal, hier's baie dinge wat betaal moet word. Maar dankie vir elkeen wat gee, dit help ons regtig. Ons kan regtig uitgaan en ons kan dinge doen wat ons moet doen. So kry ons 'n persoon wat een oggend hier opdaag en wil hoor of ons nie met vakansie wil gaan nie. Nou, ek staan ek wil gaan vakansie gaan, weet jy ooit wat kos 'n vakansie? Dirk sê sommer reguit nee, wat hy moet gaan werk, want as Dirk nie werk nie, dan het ons nie geld nie. Want dit is maar hoe dit werk. En Dirk sê hy kan nie, en die persoon sê vir ons, julle gaan maaltyd toe gaan. Ja, dan ek, Here, ek kan see toe gaan. Ek kan my kinders die see gaan wys. Maar is nie week wat hulle eksamens skryf. My debietorders het alles deurgegaan, maar ek sit 'n minus in, en hoe gaan hierdie dinge nou plaasvind? Kinders skryf eksamen, hoe kry jy dit reg om
kinders in 'n eksamenplatte laat skryf voordat jy weggaan of jy gaan vir die skool sê, jy gaan die eksamen, die kinders op 'n kamera hou terwyl hulle skryf of wat ook al, hoe gaan ons dit reg kry? Of laat die kinders nie dit nie dan daai tyd kan doen nie. En weet julle wat? Die Here het 'n weg gemaak. Ek het 'n brief geskryf. Eers het ek die dokter gebel. En die dokter gesê as gevolg van ons verlede se trauma wat deur ons is, wil ek graag die kinders laat gaan, want die kinders het skok opgedoen. Ons almal het groot skok opgedoen met 'n huise dak wat wegvaar, Jonah wat in die lug opgaan, wat jy moes fisies Jonah gegryp het, dat die wind hom nie wegwaai nie. Dit is 'n groot trauma wat gekom het wat ons gesin geruk het. So as gevolg daarvan wil ek graag 'n doktersbrief hê sodat Jonah hulle kan see toe gaan. En ek besluit, weet jy wat, ek gaan nie jok nie, ek gaan die waarheid praat. En ek gaan 'n opregte brief aan die skool skryf soos wat daar vir my gevra is en ek het uit my hart uit geskryf en hulle het dit toegestaan, maar die kinders het hulle eksamen voltooi en ons kon see toe gaan. Okay, wonderlik. Dis klaar, dis reg. Net? Nou jy kan die volgende skyfie vir my aansit. Kyk hoe mooi is die vakansie plek wat ons was. Is dit nie awesome nie? Jy kry so 'n vakansie verniet. Verniet. Groot geskenk. Okay. Kyk hoe mooi is dit. Like julle dit? Dis op die see. Gaan vir my nog een aan. My Capitec rekening wys R53.50. Business account, gooi hom. Day to day, R1. Balance, minus 6,807. Ekskuus, ek het dit in Engels gesê. Maar die kliënte betaal nie hulle rekeninge nie. Nou moet ek vir die mense wat die vakansie vir ons gegee het, nou moet ek vir hulle sê, ag jammer, ons kan nie gaan nie, ons het nie geld nie. Maar ek het 'n trots in my. Ek kan nie vir mense sê ek het nie geld nie. Nou sê ek vir die Here, ek bid. Ek sê, Here, U weet presies wat aan die gang is. As U 'n weg kan maak, dat ons 'n vakansie kry, wat ek gesê, die kinders het nog nie eens die see gesien nie, U antwoord daai gebed, die skool sê, die kinders is reg, hulle kan daai week afkry. Nou, Here, hoe gaan U nie 'n weg maak met finansies nie? Nou worry ek sê vir julle, ek worry. Want ons kosgeld is net genoeg elke week om te survive. En ongelukkig, om daai 6,807 moes ek van ons persoonlike finansies oorskuif na die besigheid toe, want jy kan nie laat 'n ding hop nie, want dan stop hulle my stelsel. Dan kan ek glad nie werk nie, dan gaan die kliënte nie geld kry nie, dan gaan dit nog meer moeilikheid maak. So daar's nie 'n manier nie. En ek bid en ek vertrou die Here. Nou dink ek, vir wie gaan ek vra? Vir wie gaan ek vra vir geld? Ek stuur vir pastoor Martie Belotti 'n WhatsApp. Ek sê vir haar, pastoor, kyk wat gaan in hierdie rekening aan. Sal jy asseblief net vir my help bid? Sy sê nee, sy sal bid. En sy sê enigste een wat ek voorgesê het. Nou bly daar vir ons vra, julle gaan met vakansie en die mense wat dit vir ons gegee het, is opgewonde. Nou sit ek, hoe gaan ek nou vir hulle verduidelik, ek het nie geld om te gaan nie. Hoe gaan 'n mens dit nou laat gebeur? Nou ons het by ons huiskaste en goeders wat ons nie gebruik, staalgoed, op die stadium wat ons nog moet oopkry en alles. En ek sê vir Dirk, dink jy daar gaan genoeg tyd wees om dit op te sny? Dan laai jy dit op die bakkie, dan vat ek dit na die skrapplek toe, want dan gaan ons daar geld kry vir tolhekgeld. Want hoe gaan ons nou by die vakansie uitkom? Ek kan nie vir hierdie mense sê nie. Nou het ek gedagtes van, ons het 'n TV-kas wat daar staan, ek kan hom vat en ek gaan hom gou gaan verkoop. Hoor nou hierdie gedagte, en ek het nog nooit so iets gedoen nie. Maar ek kan nie vir die mense sê, ons het nie geld nie. Ek maak dit 'n gebedssaak, 'n ernstige gebedssaak. En die oggend vroeg stuur ek al die goedjies uit en ek lê in die bed. Kyk na die tyd, ek lê in die bed en ek sê, Here, wat gaan ek maak? Here, U weet ek gee my alles vir bediening. Ek het mense wat in my plek gaan bedien. Ek het alles wat reg is. Maar Here, ek kort regtig finansies en ek kan nie goeders gaan verkoop nie, want ek weet nie hoe nie en dan gaan ek nie op U vertrou nie. Ek vertrou U. Volgende slide.
Môre Martie, 8:30, is nog in die bed. Môre Martie, hoop dit gaan goed. Wil graag jou en die kinders bless met R2000 vir die vakansie. En watter rekening kan ek dit inbetaal? Gewone ene? Jette, nou dink ek, hierdie kliënt weet nou wat aangaan in my besigheid, want hoe weet sy ek stres? Hoe weet sy? Nou stuur ek vir hierdie persoon wat vir my die vakansie gegee het vir ons as gesin, stuur ek, is dit die tolgelde min of meer? Ja, Jette, ek sê vir almal goed, ons gaan vakansie hou, ons het R2000. Nou ons het eiers by die huis, ons het mints by die huis, ons het worsies by die huis. So ons gaan nie kos langs die pad hoef te koop nie, ons maak daai, jy weet mos wat ons ouers altyd gemaak het as ons met vakansie gaan, dan pak hulle daai eiers wat jy so lekker moeilikheid gee in die kar, en ons pak worsies en alles gekookte eiers, maak lekker, ons het lekker geëet. Ons vat genoeg koeldrank saam, want ons het ekstra koeldrank by ons gehad, so ons is gecover. Ons is gecover tot by die see, né? Ok, hier gaan ons is reg. Ons kan gaan en ons begin planne te maak en ag julle, ek kan net vir die Here sê dankie. Nou sit ons by die vakansie by die see. Toe ons daarna toe afry, my kar, ek het vergeet om dit op te sit. Dit is op kleintjie se foon, hè. Die kar kry 22 km per liter. Tog Here, is impossible. My kar was nog nooit so lig op petrol nie. Nog nooit nie. Nog nooit nie, want ek werk uit op 16-17 kilos per liter. Werk ek nou uit hoeveel petrol ons gaan nodig hê. Jy werk dit uit. Maar die Here besluit toe nee, die kar gaan 22 kilos per liter gaan hy gebruik. En dan het ons nog 'n bietjie geld oor vir kos ook nog. Ok, ons kom by die plek aan, ons sit gou ons tas, ons sê nee, wag, ons moet net gou kos vir die week gaan koop. Nou is ons daar by daai Shoprite, want Shoprite gee ons die beste pryse, so jy kan lekker goedkoop koop daar. En ons koop net die nodigste goedjies. Nou sê ek, Here, hulle het vir ons al hierdie lekker plekke gestuur waar jy heen kan gaan, maar daar is nie geld daarvoor nie. So ek waardeer die feit dat ons by die see kan wees. En elke dag stap ek met die kinders by die see en ons spandeer tyd en die wind waai vir ons hierdie kant toe en hy waai vir ons daai kant toe. Ek word omgeslaan deur die branders en dan ek het vrees vir die see. Ek het een groot vrees vir die see. En ek besluit, weet jy wat Martie, Dirk is nie om die kinders in te vat nie, jy sal na die see moet ingaan. Of daar nou 'n haai is en of daar nou nie een is nie, jy sal jou vrese nou moet los. En ons is in die see. Ons speel, maar ons golwe swat vir ons om. Nou is JP en Jonathan besig om hierdie ma van hulle opgetel te kry. Dis daai foto wat op my Facebook is, wat op my status, op my profile is, wat so skeef is, want julle weet ek sukkel met my been. So, my been, klaar jongens, seer, maar ons is op die see en ons geniet onsself. En kleintjie het saam met ons gegaan en haar foon kry water in en ons gooi hom in die reis en ons bid, sê Here asseblief, en kleintjie sê, hoe gaan dit werk sonder my telefoon is my baie belangrik, want dis haar woord wat sy luister elke dag, en daar het die Here ook 'n weg gemaak met die telefoon, alles het uitgewerk, my foon het ook 'n bietjie nat geword, dit het uitgewerk, maar ons bly getrou. En elke oggend sê ek, dankie liewe Jesus, dat ek in 'n plek is, wat alles reg is. Ons het net kos nodig, dis al. Want jy die see, jy het dassies gesien, moet ek vir sê, as jy niks het nie, en jy gaan met vakansie, dan is die natuur vir jou, gee jou soveel rustigheid hier binne, dat jy nie eens dink aan al jou probleme nie, want die Vader het alles so mooi gemaak, vir elkeen van ons om daar te kyk. So ons het die see, ons het uitsig, ons het alles wat ons moet hê. Nou is dit die een dag koud, die wind waai ons weg, en ons het dit regtig, sê, joh, Here, maak net nog 'n uitweg asseblief. Wanneer betaal die kliënte nou? Want, weet man, ek wil graag, ons is lus om uit te gaan eet, ons is lus om bietjie dinge by te woon, maar daai R2000 is al daar is. En ek bly maar net stil en ek vertrou maar net die Here. En ek kry toe weer geen kliënt betaal nie. En ek bid, ek vra vir die Here, maak net ietsie wakker in een van my kliënte, asseblief Here, want ek is nou moeg gewag. Ek wag, ek het dit nodig, ek het die geldjies nodig. Die volgende boodskap kom op. Môre, nee, kan aan.
Gee my jou bank details. Ek wil vir julle stiek vir waffels by die waffelhuis, Ramsgate, en julle moet 'n hoopie breakfast doen op Margaretstraat. Huh? Dink julle die Here kan dit regtig doen? God is my provider en Jehovah Jireh, hy sal voorsien. Amen. Jette, ek kry hierdie boodskap en sê ek, ag jette man, ons het so baie gekry, nou kom hierdie persoon, die laaste persoon wat ek gedink het. Ek het nie gedink die persoon sal so iets doen nie, en ek sê net vir die Here dankie. Dankie, liewe Jesus. Goed, ons het hierdie het ons gekry. En kyk net, gaan weer. Die idee is bietjie klein, maar die bedrag wat inbetaal is R2500. Dis bietjie baie vir 'n hoopie breakfast en waffles, né? Jette, Jonah gaan sommer op die, wat is daai goed wat jy gedoen het, Jonah? Zipline. Jette, ons kyk skoenlappers en ons gaan te keer, ons eet uit ons. Hier sommer 2 keer by die hoopie. Kyk wat God geantwoord. Amen. Kyk wat het God gedoen. Ja, en daar is alles vir ons uitgewerk. Gee my jou bank details. En ek het skaam gekry. Daai storm wat ons so plat geslaan het, ons het aangehou. Daai woorde wat vir ons gesê is, ons het aangehou. Ons het gekies dat die jaar gaan wees wat ons nie gaan vorms invul en sê ons is arm, ons kan die skoolfonds betaal nie. Want ek vertrou God ten volle in elke situasie in my lewe. Ons kar, ons groot bedieningskar, voertuig wat nou weg is, kom ek sê vir jou, ons het al gesien dat die Here daai naaltjie laat opgaan, as daar nie petrol is om mense te vervoer nie. Ek het 'n lockdown gery met 'n kar se liggie wat brand, dat ek al die kos afgelewer kry, en daar is die petrol hou net. So die Here het soveel wonderwerke gedoen. En dan wil ek net vir julle by sê, ons voertuie is glad nie gediens vir 'n baie lang tyd nie. Die bakkie korte diens, my kar korte diens en briekblokke of wat ook al. En sê vir Dirk, Dirk, ek kan nie met hierdie kar en al die passe en al die goeders, ek kan nie hierdie brieke lawaai en ek het iets oor wiele en brieke. So ek moet brieke hê. En die Here het tot vir ons die diens voorsien om my kar te diens voor die tyd. So ek wil vir jou sê wat hier sit. Elkeen van ons gaan deur omstandighede. Maar as ons besluit, weet jy wat, ons gaan die vyand sy sin gee om te sê ons het nie, gaan jy verloor op die lewe. Jy gaan verloor op die lewe. Elke keer die oomblik wat jy daai vorm invul, daai skoolfonds vermindering, sit jy 'n ding op jou lewe. Want jy sê daar, jy kan nie. Elke keer as jy sê jy het nie, sit jy 'n kus op jouself. Nie waar nie? Jammer kinders, ons kan nie nou dit doen nie, want ons het nie geld nie. Wat spreek jy oor jouself? Jy het nie. Ons kan nie lekker eet nie, want ons het nie geld nie. Ons kan nie braai nie, want ons het nie geld nie. Here, ons het nie dit nie. Here, ons het nie dat nie. Here, ons sukkel. Here, ons het soveel dinge om te betaal. Ons het nie 'n dak oor ons kop wat reg is nie, Here. En ek gaan nou vir julle sê, ek kom uit 'n huis uit, ek kom uit plekke uit wat ek 'n kar gery het wat die mooiste kar op die aarde was. Hy het 'n afstand dakkie gehad en ek het gedink ek is die rykste mens op aarde. Ek het afgekyk op armes, maar die Here het my verander. Maar hy het vir my hart geslaan tot op die grond, wat ek nederig moes word in my lewe. Maar elkeen van julle wat hier sit, wie worry nie oor geld nie? Kom ons kyk. Nee. Ek het ook van hierdie dinge wat gebeur het. Dink julle dis moontlik dat God sulke goed kan laat gebeur? Huh? Die Here kan. Jy kan nie, maar God kan. Hy kan elke situasie in jou lewe kan hy verander, want soek allereers die koninkryk en dinge gaan vir jou bygevoeg word. Wat het ons as gesin gedoen vir hoe lank? Ons het vasgehou. As ons hier preek vir 3 mense, gaan die woord uit op Facebook, iemand kry dit op 'n dag en dit raak hulle aan. Elke een van ons moenie gaan lê nie. Ons moenie moedeloos raak nie. Ons moenie opgee nie. Wat jy kan nie, maar God kan. Glo vir my. Hier is die bewyse. Kan julle glo so iets kan werklik gebeur? Ja. Jy praat daaroor, jy bid daaroor. Nie een van julle het geweet JP en Jonathan was nog nooit by die see nie.
En ek en Dirk het daaroor gepraat. Ons het gesê, "Sjoe, hoe gaan ons dit regkry?" Want die kinders kom by die skool en vertel, ons het 'n vakansie by die see gehad." Ek dink Jonna en JP het al begin 'n jokkie gesê, "Ja nee, ons weet hoe lyk die see." Maar julle moes daai oogies gesien het. Elke oggend dan staan Jonna op daai balkon en daai deur, dan kyk hy die see, so hy het dit geniet. En dan moet ek en hy see toe gaan en dan moet ons klippies gaan soek en dan moet ons visse gaan vang en julle, dit was tyd. Ek sê dankie vir die Here. Vir dit, mag die Here die mense wat die saad gesaai het seën, fenomenaal, want om daai tyd te gebruik. Ek het my kliënte ook laat weet, dis julle, moenie worry, jy hoef nie te werk hier vakansie nie. Sê ek vir hulle, nee, ek gaan werk, maar ek gaan net 'n bietjie werk. Ek gaan nie vol my alles insit, want ek het hierdie kosbare tyd wat ek graag met my kindertjies wil spandeer. Dat ons die laaste dag het ons vir JP ingegooi, want hy loop ons nou met sy smart kleertjies, en jy weet ons, hy is ons nou daai tipe van, ag nee, wat ek hou my kappie op, ek wil nou nie dit en ek wil nie dat nie, en hy's 'n moeilike stadium. Hy like net die wifi, hy lê net op die bed en wifi. Ja, maar, hy het uitgekom, hy het in die swembad geduik, terwyl het koud was, 'n sammy, wat noem julle daai ding? 'n backflip gemaak. En toe is dit al die tyd baie koud. Maar so het elkeen van ons tyd daar geniet. En dit is alles omdat ons gehoorsaam was. Die mense het vir ons gesê, stop die kerk, maar ek kan nie. Want die Here het nie gesê stop nie. As daai profetiese woord wat ek gekry het, dan nou gesê het ek moet ophou bedien, dan het ek opgehou. Maar die Here het 'n rede om ons elkeen hier by mekaar te bring elke dag. Was hy? En dit maak nie saak wie die woord bring nie. Kom by die huis van die Here uit. Want dit stig jou, dit help jou. As jy in moeilike omstandighede is, het regtig waar die Here antwoord my gebed. Gaan hy jou gebed beantwoord. Maar as jy nie die voorwaardes nakom nie, kan jy nie die belofte kry nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Is dit lekker om in die winter uit te gaan? Nee. Maar ek kan nie gemanipuleer word om die kerk 11 uur te laat begin nie, want dit is nie die tyd vir die kerk nie. Ons bedien nog op ander plekke ook. So ek wil net vir elkeen van julle sê, dankie dat julle vandag kom luister. En ek wil hê elkeen van ons moet daai ding breek wat oor ons gespreek is. Ons moet dit breek. Want dit help nie ons hou aan en sê ons kan nie. Ons het nie geld nie. Ons is net sassa trekkers. Ons het nie. Aan die oomblik wat jy sê jy het, gaan dinge uitwerk. En ek sê nie eens, het enige van julle geweet daar's nie suiker in ons huis nie? Daar's tye dat Sipho en Wio by ons kom kuier, dan is daar nie eens kos behoorlik nie. Hoekom nie? Want ons het gegee vir die bediening. Mense het dit nie waardeer nie. Maar nogtans het ek die Here geluister na die Here. En hy het 'n weg gemaak. En ek moet vir julle sê, van Januarie af gaan dit baie beter. Al het ek my 17.000 minder, al het ek dit minder, al het ons dat minder. Maar die Here het met alles 'n weg gemaak. As ek vir my sussie as sy die boeke doen, sy sê maar, hoe lewe julle? Het jy geld wat jy wegsteek? Dan sê ek nee. Ek het nie geld wat ek wegsteek nie, dis hoe ons lewe. Ons het genoeg. Daar is genoeg. Want die Here gaan nie bysit voordat jy nie in lyn kom met die woord nie. Nee, 'n mens moet jou geld reg gebruik. Jy moet dit wat aan die God behoort jy te gee. In die oomblik as jy gee, verander jy jou omstandighede. Want kom wat ek vir jou sê, die moeilikste is om jou 10de te betaal. Dis nie maklik nie. Want, as ek R2000 kry, R2160, dan moet ek ons nou 'n 10de gee, en dis bietjie moeilik. Want hoe gaan ek dan nou my melk koop? Hoe gaan ek dit koop? Hoe gaan ek dat koop? Hou op om te worry. Vra vir God om vir jou te voorsien. En dit sal altyd goed gaan met jou. Maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat nie. Kom ons buig ons hoofde. Onse Vader, Here, ek kom en ek wil al die lof en al die eer vir U gee, vir dit wat U gedoen het in die Kutse gesin, Here. Here, maar hier waar mense is, wat kyk, mense wat nog later die boodskap gaan hoor, Here, waar hulle ook nodig het om in hulle lewe
die wonderwerke te kan sien, want ons weet, U is 'n asemrowend, U is getrou, U gee vir ons op die regte tyd. Maar Here, gaan saam met elkeen wat hier sit, wat deur moeilik, Here, daar waar die finansies is nie, dat ons die regte woorde sal spreek, en ophou te sê ons het nie, Here, maar eerder op U te kan vertrou ten volle en dit 'n gebedsaak te maak, Here, en nie meer daai keuse op onsself te sit, om te sê, ons is arm, ons kan nie. Here, dat elkeen van ons van vandag af die regte woorde sal spreek en U begin te vertrou vir alles in ons lewe. Ons het nie meer nodig om te kla en te kerm oor elke situasie nie, want ons weet U is getrou elke liewe dag. Vader, ek kom en ek wil vir U dankie sê vir elkeen wat vanoggend hier is, elkeen wat kyk, elkeen wat nog gaan kyk, elkeen wat nog gaan luister, dat hulle aangeraak word, want in Lukas 1 vers 37, by God is alles moontlik. Here, ons weet by U, as daar siekte is, dis moontlik om herstel te kry. As daar finansies is wat kort, dis moontlik dat dit gegee sal word, jy sal ontvang. Here, as daar 'n behoefte is om regtig waar ons lewe te verander, daar waar ons besig is om met 'n verslawing, Here, kan U ons daaruit ruk, Here. Daar waar daar voorsiening moet wees vir 'n huis, Here, vir 'n blyplek, Here, dat U op hulle pad die regte blyplek sal gee, Here, want U ken elkeen van ons se harte. U weet presies, ons gaan slaap, ons opstaan, ons gedagtes, U weet alles aangaande ons, Here. Ons weet, as ons getrou is in dit wat ons moet wees, en ons kom alles na, sal U belofte oor ons gee. Here, gaan so saam met elke liewe kind, wat nog by die skool is, Here, daar waar mense heeldag op die paaie is, Here, ek vra dat U U hand sal oor elkeen hou, Here, hier waar die mense van hier af huis toe gaan, Here, vra ons dat U engele vooruit sal stuur, en hulle veilig by hulle huise sal uitbring. Here, dankie vir mense wat U gestuur het, om 'n diens by te kan woon, Here, hier waar ons soveel het om voor dankbaar te wees. Here, dankie dat ons nie onder 'n boom sit en kerk hou. Dankie dat ons 'n dak oor ons kop het, Here. Dankie dat ons koffie het wat ons kan drink. Dankie dat ons koekies het wat ons kan uitgee. Here, dankie vir al die seëninge. En Here, gaan so saam met elke liewe kind, hoe te bewaar. Ons sê dankie daarvoor. Ons bid dit in U naam alleen. Amen en amen. Amen.